Stephanus Johannes Paulus Kreur, beter bekend as Paul Kreur of Oom Paul, is op 10 Oktober 1825 op die plaas Bilhoek in die Kaapkolonie gebore. En as 'n jong seun maak hy in 1836 die groot trek na die binneland mee. As 'n 26-jarige is hy teenwoordig by die ondertekening van die Sandrivier-konvensie, waar volgens daar in 1852 onafhanklikheid aan die boere noord van die Vaalrivier erken word. Tydens die vredesonderhandelinge om die Eerste Burgeroorlog na die slag van Majuba te beëindig, speel Kreur ook 'n deurslaggewende rol. Hoewel hierdie slegs enkele van sy vele prestasies is, wys dit daarop dat Kreur deur sy hele militêre en politieke loopbaan 'n stryder was vir sy volk se onafhanklikheid en Afrikaner selfbeskikking. Dit is dieselfde strewe wat daartoe gelei dat 'n bejaarde Kreur nie kans gesien het om na Transvaal terug te keer onder Britse bewind nie, en hy sterf as 'n banneling in Switserland na afloop van die Tweede Boereoorlog. Dit is vanselfsprekend dat die nalatenskap van 'n gerekende staatsman soos Paul Kreur deur sy volksgenote vir ewig sou wou word. Vervolgens word Kreur die Afrikaner leier wie die meeste vernoem word. Kreursdorp, talle Paul Kreur strate, die Kreurrand, skole, die Kreurwiltuin en selfs die woonbuurt Mamelodi, 'n naam wat deur swart volke aan hom gegee is vir sy vermoë om die sang van talle voëls na te maak, tel hieronder. 'n Hele paar monumente word ook tot sy eer opgerig, waaronder seker die bekendste, die standbeeld waarvoor Sammy Marks aan Anton van Wouw opdrag gegee het. Nadat dit 'n keer of wat verskuif is, word dit in 1956 na Kerkplein geskuif. Met die nuwe bestel kom Oom Paul se nalatenskap ook onder skoot. Net 6 dae nadat een van die liberale partye in die parlement vra vir die algehele verwydering van die Kreur standbeeld, word die beeldegroep op 25 September vanjaar weer beskadig, vermoedelik deur skrootversamelaars. Die vandale het die heining, wat opgerig is nadat die beeldegroep voorheen beskadig is, oopgebuig en dele van die beelde afgesaag of afgebreek. Die optrede het opnuut die noodsaaklikheid beklemtoon vir die Afrikaner gemeenskap om verantwoordelikheid te neem vir die behoud van dit wat vir hom belangrik is. Een voorbeeld hiervan is die oprigting van 'n replika van die 4 meter hoë beeld van Oom Paul op Oranje in die Noord-Kaap. Die projek wat deur die FAK van stapel gestuur en deur onder andere die Oranje beweging, die Oranje Ontwikkelingsmaatskappy, talle filiale van die Solidariteit beweging en lede van die publiek ondersteun is, bereik vandag 'n hoogtepunt. Vandag se onthulling van die standbeeld, wat met die 200ste herdenking van Oom Paul se geboortedag saamval, is weer eens 'n bewys dat die Afrikaner steeds deel vorm van die toekoms van Suid-Afrika en 'n leidende rol daarin speel. En om ons vanaf Oranje in te lig oor hoe gebeure ontvou, sluit ek nou aan by Jaco Mulder, die leier van die VF+ in Gauteng. Jaco, is die sluier nou al gelig waar die afbeelding sy standplek gekry het? Die standbeeld van president Paul Kreur, die replika wat maak is in die afgelope weke na Oranje wat weergevoer is, so vas al hier op Oranje. Die geleentheid is bygewoon deur etlike honderde mense van oral oor die land. Dus symbolies dat dit ook op Kreurdag is, en symboliseer ook dan dit wat Paul Kreur vir die Afrikaner gestaan het, en die VF+ is trots daarop om deel te wees van die hele proses en dit te kan meemaak vandag. Ek dink dit gee vir ons veral hoop in hierdie tyd waar ons seker is, groot aanslag op ons Suid-Afrikaner is, waar ons standbeelde wat as simbole verwyder word onder bedreiging is, die plek soos Oranje, dan die standbeeld dupliseer het en 'n veilige bewaarplek daarvoor hy gebruik om ons kultuur erfenis in die toekoms te bring.